Goeiedag, my naam is Natasha Fick en dit is vir my altyd 'n voorreg om saam met jou te kan kuier en ook hier op Mense en Hul Stories met jou te kan wees. Nou, ek vertrou jy geniet nog die programme, alles wat hier uitgaan. Ek vertrou jy geniet nog elke storie elke week en dan moenie vergeet nie, vertel jou vriende, vertel jou familie, share ook hierdie video's en gemaak gerus 'n draai daar op my TikTok en my Facebookblad Mense en Hul Stories, gemaak ook 'n draai daar op my YouTube kanaal Women After God's Own Heart as jy enige van hierdie stories gemis het. Nou vandag het ek weer eens die voorreg om 'n splinternuwe gas met my hier te kan hê en dit is Judy Ann Stevens en sy gaan haar storie met ons kom deel. So goeiedag Judy, hoe gaan dit saam met jou en goed om jou hier te kan hê? Goeiedag Pastor Fick, dit gaan baie goed met my en ek moet vir u dankie sê dat u vir my vandag genooi het om my storie te kan kom vertel op hierdie platform. Ja, ek sê altyd die is 'n platform vir ons mense, ons stories en dit is om ons stories te kom deel want daar kan iemand wees wat miskien nodig het om ons storie te kan hoor en soos ek altyd sê, ons elkeen het 'n storie. Judy Ann, vertel ons 'n bietjie van jouself. Okay, wie is Judy Ann? Ja. Ek is Judy Ann Stevens, ek is 48 jaar oud, 'n mamma van 3 pragtige seuns, 27 jaar getroud en ek is 'n raadslid in die stad Kaapstad. En voor 5 April 2023 baie gejaagde lewe gelei. Ja. Maar in kort dis wie ek is. Ek is die jongste van 12 siblings. Sjoe, dis baie. Dis baie. Ja, dis baie van wie my oudste suster in 2020 aan COVID oorlede is. So ons is nog 11 wat oor is, maar dit in kort is wie ek is. Ja, Judy Ann, so dis 'n volhuis gewees. Ek sê altyd my ma se broer het ook 12 kinders gehad en ons het altyd gesê trappe van vergelyking. Was dit met julle ook so, was daar nog 'n hele paar jare voor die aanneem gekom het? Ja, ons het eintlik dieselfde van as ons joke altyd ons siblings onder mekaar van die oudstes is daar net so 'n jaar tussenin en as jy nou kom by die jongeres nou ek en my ander susters dan is daar so 2 jaar verskil. Ja. So ja, maar dit was baie lekker om groot te word met so baie siblings in die huis. Ja. En ek meen nou veral ons het 'n baie nou relationship ek en my sissies veral. So dit was baie lekker geweest, ja. Judy Ann, vertel ons 'n bietjie jou storie. Wat is daar wat die Here in jou pad of in jou lewe kom doen het? Weet jy Pastor Fick, op 5 April 2023 was ek gediagnoseer met multiple myeloma. Dit is 'n ongeneesbare bloedkanker. En soos ek nou gesê het in my intro, ek het 'n baie gejaagde lewe gelei voor dit. In my werk, ek is 'n raadslid, so jy kan self dink, ons is baie besig. Maar ek het altyd vir almal geprioritiseer in my lewe, behalwe myself en behalwe vir God. Ja. You know? Nooit regtig tyd gemaak vir kerk toe gaan nie, nooit regtig tyd gemaak vir myself nie. As ek siek gevoel het, dan het ek nie ge-worry om dokter toe te gaan nie. Gaan maar na dokter Google toe, gaan kyk, dis is my simptome, dan gaan kyk iets by die apteek. Wat baie snaaks was, van as my man of kinders siek geword het, dan is ek die eerste een om vir hulle by 'n dokter te kry. En so het my gesondheidsprobleme eintlik laat 2022 begin, waar ek carpal tunnel begin kry in my hande. En ek het geweet, my hele lewe lank het ek eintlik 'n tekort aan yster gehad, want dit was altyd evident in my swangerskappe. En dit maak ons nou maar dat jy moeg raak. So ek het altyd geweet as ek moeg is, dit is nou my yster, en dan gaan kyk maar net my supplements. En in 2023, nadat ek nou moes gaan vir my operasie, vir my carpal tunnel, vir die spesialis wat my hand moes doen, sy sê vir my, ek sien nie tekort aan yster. Dit beteken iewers verloor jy bloed. Het jy al 'n hematoloog gaan sien? En ek sê van nee, ek het nog nooit 'n hematoloog gaan sien. Sy sê vir my, maar ek dink jy moet dit doen. En voor ek toe nou nog sover kom om by die hematoloog 'n afspraak te maak, raak ek eendag by my werk net so moeg en ek voel asof ek 'n marathon gehardloop het en ek weet iets is nou hier groot fout. En ek gaan dokter toe en die dokter doen daai vingerprik en sy sê vir my, mevrou Stevens, jy HB is baie laag. Dis 3.9. Ek weet nie eens hoe het jy gekom tot hier nie. Ons moet nou 'n paar bloedtoetse doen, gaan huis toe en dan laat weet ek vir u. Bloedtoetse gedoen, ek het seker net by die huis gekom, 15 minute later bel sy vir my, sy sê vir my nee, jy moet onmiddellik hospitaal toe, jy het 'n bloedoortapping.
boek toe nou maar vir my in by die hospitaal. Ek dink mos nou is nou net bloedoortapping en sy sê vir my ons gaan 'n paar toetse doen om te kyk wat is dan nou fout. Hulle het 'n kolonoskopie gedoen, 'n gastroskopie gedoen, niks is daar fout nie. Hulle het bloedtoetse gedoen, scans gedoen en die dokter kom die volgende dag na my toe en hy sê vir my al wat hy kan fout vind is ek het 'n maagsweer, so van te veel suur, so hulle gaan vir my medikasie gee en dan gaan hulle my so 'n dagie hou en dan kan ek maar nou huis toe gaan. So die oggend toe ek nou moet ontslaan word uit die hospitaal het, ek bel my man, ek sê vir hom jy hoef nie te kom hier, stuur my seun om vir my te kom haal. Ek maak so lank reg, ek pak op, trek aan en terwyl ek nou nog wag vir my medikasie, stap die dokter in en ek kon op sy gesig sien. Nee, hier is fout. En hy sê vir my, mevrou Stevens, ek is jammer, maar ek kan nog nie huis toe gaan nie. En ek sê vir hom, dokter, ek verstaan nou nie. Hy sê vir my, kan nie net van, ek is toe nou daai tyd al op en ek is besig, my seun is toe nou al, my sakke al kom haal, hy is nou al kar toe met die sakke. En hy sê vir my, kom sit op die bed. En hy sê vir my, die ander bloeduitslae het gekom. En die plasmatellings is baie hoog. En ek sê vir hom, dokter, sê net vir my asseblief in layman's terms, wat beteken dit? Ja. En hy kyk my so en hy sê vir my, mevrou Stevens, het multiple myeloma. Nou, ek weet nie wat is multiple myeloma. Dit is die eerste keer wat ek dit hoor in my lewe. Ek vra hom, dokter, wat is dit? Hy sê, dit is 'n bloedkanker. En na dit kon ek nie hoor wat die dokter vir my gesê het nie. Ek weet nie wat hy vir my gesê het. Dit het vir my gevoel asof ek die out of body experience het, dat ek daar in 'n hoekie staan en ek kyk hoe hy met my praat in die hospitaal. Ek hoor niks register nie. Want al wat in my mind toe nog gaan is dat jy is besig om te sterf. En hoe gaan jy vir jou man en jou seuns vertel dat jy is besig om te sterf? En ek kan op 'n stadium onthou het vir my gevra, mevrou Stevens, hoor u vir my? En al wat ek vir hom gevra het, dokter, wat 'n stage is dit? En hy sê vir my, ongelukkig kan ek nou nie vir jou daai inligting gee nie, want dit is nie my veld nie. Ek het vir jou 'n afspraak gemaak by die spesialis. Maar hy is ongelukkig met verlof, want dit was Paasnaweek. En hy kom eers volgende week terug, so ek kan vir hom volgende week sien. En ek bel my man en hy vra van my, as jy nog nie op pad huis toe nie, ek sê vir hom, nee, kan jy asseblief so gou as moontlik by die hospitaal kom. Ek wou hom nie oor die foon sê nie. En toe my man daar instap, toe bars ek uit. Want toe kon ek net huil en ek sê vir hom, dis nou dit. My man het my net vasgehou en hy het vir my gesê, en ek onthou sy woorde, hy het vir my gesê, ons gaan nie die geveg stop voor ons om nie begin het nie. So ons gaan fight met alles wat in ons is. Ons gaan bid en ons gaan glo en ons gaan vertrou. Van dokters sê vir jou wat hulle moet sê, wat die medisy sê, maar God besluit anders. Ek was toe ingeboek in die hospitaal toe nou vir 'n paar dae, hulle moes nou 'n paar toetse doen. Ek is toe nou huis toe van 'n Paasnaweek. Ek wou nie Paasnaweek in die hospitaal bly nie. Needless to say, ek het Paasnaweek omgehuil. Want ek het nie geweet hoe vertel ek vir my susters, hoe vertel ek vir my familie, hoe vertel ek vir my vriende. Ek het by die huis gekom. Ek kan onthou my skoonma het nog gelewe daai tyd en my skoonma was 'n bidder. En ek het ingekom en sy het my net in haar arms gevat en sy het vir my gesê, my kind, ek gaan vir jou bid. En my skoonma het elke liewe dag, soggens en saans, het sy gebid en ek kon hoor hoe noem sy my naam in haar gebed. En ek kan vir jou sê gebed van 'n ouer krag. En my man het vir my gesê, kyk, almal se kanker journey is mos maar nou different. Is nie dieselfde. En is uniek aan jou. Sommige mense wil jy hulle storie vertel, hulle wil dit vir hulle self hou. Hy het gesê, kom ons vertel vir die mense jou storie, want net soos ons nie weet waaroor multiple myeloma gaan nie, daar kan dalk iemand wees wat dieselfde simptome het, wat kan leer hieruit. So as ons een persoon kan help, dan is dit mos nou, dan is dit beter. So ons het van dag 1 af, het ons my storie vertel, my journey het ons gedeel, elke liewe dag. Ek het die Woensdag na Paasnaweek vir die eerste keer my hematologist gesien. Hy het my na 'n uur gesien, van hy was so vol bespreek, maar hy het gesê hy moet my sien, omdat my telling so hoog was. En toe ek by hom inkom, hy was pynlik eerlik. Hy het vir my gesê, mevrou Stevens, is die eerste keer
in sy beroep dat hy so 'n jong persoon het wat die siekte het. Want gewoonlik is dit vir mense van 66 jaar af en op. En hy het vir my gesê, jou tellings is baie hoog. En ek gaan vir jou weer inboek by die hospitaal van, jy het nog toetse nodig. Want hy sê vir my van ons moet nou bepaal wat is ons stap vorentoe. Vorentoe. En hy het vir my gesê, ek gaan vir jou sê alles volgens die medisy, maar jy weet mos geloof en gebed. En weer eens daar het ek besef die Here maak jy 'n mistake nie. Amen. Hy stuur mense op jou pad wie daar moet wees. Net soos het hy daai dokter op my pad gestuur. So dokter van Heinsberg, Jansen van Heinsberg het vir my verduidelik alles van die siekte. Hy het vir my gesê, soos hy nou hier sit, is die een bol myeloma. En wat myeloma doen is, hy's in jou bloed, maar hy val jou bene aan. So wat hy vir my gesê het, sonder die behandeling, binne 2 jaar, kan ek vir jou garantie, gaan jy sterf. En wat eers gaan gebeur, jy gaan verlam word, so het is nie net, jy gaan sterf nie, jy gaan... Dat is 'n proses, Jy gaan ly, dit gaan pyn wees, dit gaan lyding wees, so dit is nou up to you, wil jy gaan vir die behandeling, of wil jy maar nie, van sommige mense opt maar, om nie te gaan vir die behandeling nie, en ons het vir hom gesê, nee dokter, ons wil vir die behandeling gaan. Deel van die behandeling was 'n stemseltransplant. En toe ek dit hoor, toe sit nou vir my baie daunting. Ek dink, stemseltransplant. Beteken dit ek moet nou 'n donor kry van. Ek weet baie mense wag mos nog maar baie lank vir dit. En deel van die stemseltransplant proses is as jy die transplant gekry het, moet jy vir 3 weke binne in isolasie wees. So jy kan niemand sien nie, niemand kan vir jou kom besoek in die hospitaal nie. Nie jou familie nie, niemand nie. Slegs een persoon van jou familie kan kom, maar dan is dit 'n baie streng proses. Hulle moet gesanitiseer en alles word en dit is net vir 'n kort tydjie. En soos hy verduidelik het, en dan sak jou gemoed mos nou maar. So ek het begin met my chemo in Mei 2023 het ek begin met my chemo. Ek het so goed gedoen op die chemo dat ek kon vroeg gaan vir my stemseltransplant. So my datum vir die stemseltransplant was toe nou 13 September. En dis dieselfde maand wat my man verjaar. En ek dink toe, Jessie, ek gaan nie my man sien op sy verjaarsdag nie. Dis die eerste ding wat ek aan gedink het. En ek dacht toe, yes, like it. Maar nou ja, my man was by elke chemo afspraak, elke doktersafspraak, hy was daar. Jessie, en my support system was net... en nie net van die familie en vriende nie, maar ook omdat ons my journey gedeel het van wildvreemde mense wat vir my gebid het. Maar die dag toe ek nou moes ingaan boek vir my stemseltransplant, dis my man in Pretoria vir werk en hy wou nie gaan nie en ek sê vir my, jy moet gaan. Die dag, ek moes die 12de ingeboek het, ek sê die 13de wanneer ek gaan, as jy moes nou terug. So moenie worry nie, ek gaan fyn wees. Maar kom ek sê nou vir jou, daai oggend toe ek Kelse vir netjie toe ry, jy sê toe loop jy traan en ek huil en ek dink ek is alleen, hoe gaan ek dit maak om nou hier ingeboek te word en hy is nie by my en hy was nou al die pad langs my sy. En dit is net soos die Here, elke slag vir jou, hy stuur mos nog maar tekens. En toe ek so voor my kyk, toe sê hy 'n motor voor my met 'n bumper sticker op wat sê I will never leave you nor forsake you. En toe voel ek okay van te weet ek die Here is met my. Ek sal fyn wees. En ek moet sê ek was gelukkig. Ek het nie nodig gehad vir 'n donor nie. Hulle het my eie stemsels het hulle geharvest. So 13 September het ek my stemseltransplant gekry. Ek was in isolation. Baie moeilik van jou hele immuunstelsel word afgebreek. So jy is weer soos 'n babietjie. Ek het deur tawe tyd gegaan. Ek onthou op my man se verjaarsdag in 19de September het ek gevoel ek sterf. En ek het net gebid, Here, nie op my man se verjaarsdag hê. As dit nie wil is, as ek moet sterf, net nie vandag nie. Stel dit 'n bietjie uit na môre. Ek onderhandel. Yes, ek het gaan negotiate in my siek tyd het ek gaan negotiate met die Here. Maar ek moet sê die Here het my deurgedra. Pastor Fik in op Desember die 12de Desember kry ek goeie nuus dat my been my geskoon. En dis net die Here. Van as ek gaan lees waar die mense gegaan het wat hierdie tipe kanker het wat ek dan is
hulle gaan die pyn en lyding en ek moet sê my kankerjourney, ja, daar was pyn. Ja, daar was neeweffekte, maar die Here het dit regtig vir my baie maklik gemaak. En dis net die Here. Ja. Dis niemand anders nie. Ek sit hier vandag en ek meen dis net die Here. Ek sê altyd vir mense, daar's 'n lied wat ek so van hou, I know who God says I am. Ja. En 'n gedeelte van die lied sê, as jy ooit wonder in die Here, look at me, I'm a wonder. Ek sê altyd vir mense, kyk na my. Ja. Ek is wat God kan doen. Amen. Van hy het vir my deurgedra. En ja, na ek my been, hulle nou gesê my been my geskoon. Dis 'n ongeneesbare kanker, so ek is vir lifelong as ek op medikasie. Maar dit beteken enige ander siektes wat ek kry is vir my baie gevaarlik. So het die duiwel maar nou gekom in 2024. Februarie maand word ek met COVID gediagnoseer en ek beland in ICU. Van jy kan nou dink met my immuunstelsel. Ja. Weer in die hospitaal. Ja. Uit die hospitaal uit July maand kry ek weer kindersiekte. Ek beland in 'n koma. Ek is in die hospitaal, ek is in 'n koma vir 4 dae. In die hospitaal vir 2 weke en weer eens stel die Here my op. Dis nie, ek meen, ek kan dit nie vir mense verduidelik nie. Dit is net die Here wat vir my deurgedra het. So ek is vir die Here ewig dankbaar en ek sê altyd, I've got a story to tell. Amen. En nie net om vir mense te leer van kanker, maar om vir mense te leer van die goedheid van God. Ja. En baie keer skryf ons mos nou maar God af, of mense sê nee, maar daar is nie 'n Here nie, of hulle sê die Here kan nie dit doen nie. En ek sê net vir myself, kyk na my. Ja. Tot sover het die Here vir my gedra. Amen. Ek meen, en die Here het dit vir my so gemaklik gemaak. Ek was vir 'n jaar op betaalde siekverlof. Jy kry nie sommer dit nie. En ek het my kollegas wat vir my goed ondersteun, my man, my kinders, my familie. En ek sê altyd vir mense, as jy kanker het, en as jy op 'n kanker journey is, kry vir jou 'n cancer buddy. Ja. Ek was gelukkig, my niggie Ilse. Sy kon vir my voorberei op baie. Ons is dieselfde jaar gediagnoseer met kanker, sy in Januarie, ek in April. Maar sy kon vir my stap vir stap sê. Sy het vir my gesê, wat nou hier gaan gebeur, wat daar gaan gebeur. Sy het vir my gesê, my niggie, dit is miskien nie dieselfde nie, maar dit gaan gebeur. Sy het vir my sê, berei jou voor jou hare gaan uitval. So voor dit gebeur het ek self daai power, you know, toe ek begin voel my hare begin nou uit te val, ek gedink, ek wil nie deur daai emotional roller coaster gaan van my hare wat nou gaan uitval nie. Toe gesê ek vir my man, vat vir my barbershop toe. Ek het eers na die haarsalon toe gegaan en toe agterna toe sê ek vir my man, nee, vat my barbershop toe. Alles in die barber het my gekyk, hy sê vir my, is jy ernstig? Ek sê skeer af. Number 1, skeer af. En hy het afgeskeer en nog steeds, jy het daai gevoel van dan val jou haar nog steeds uit van hy maak ons nou daai patches en dan jy gaan maar nog steeds deur daai emosies. Maar Ilse kon vir my voorberei op baie dinge. Sy het vir my gesê dit kan ek gebruik vir daai. Dit gaan so wees, daar gaan so wees en ek is die Here ewig dankbaar vir. So ons twee kon oop wees met mekaar. Ons het altyd gelag en sê ons kan nie vir ander mense goed vertel wat ons twee deel met mekaar oor wat kanker regtig aan ons liggame doen van. Kanker is 'n nare siekte. Dit is soos ek nou ook met Ilse gesê het, is soos cancer. Hy strip jou van jou dignity, jou character, jou humanity, jou womanhood, jou manhood. En vir ons wat nou al prys die Here, Judy Ann en Ilse en soveel ander wat nie op daai punt gekom het nie, maar is net genade van die Here. Ek luister na Judy Ann se storie en ek besef it's only by grace. It's only grace. You know, en vir ons wat nou al gesien het hoe ons geliefdes sterwe. He strips you of everything. He strips you. Cancer is 'n demoon, sê ek. Dit is. Cancer is 'n demoon, it's a demon. En dit was wat ek ook self agtergekom het. En ons het ook vroeër gepraat met Ilse in haar episode verlede week het ons gepraat ook oor prevention. Jy het nog gesê jy het moeg gevoel. Jy het al hierdie simptome goed gehad, maar jy het ook die aggeslaan op die. Wat kan jy gou daar vir ons van sê, Judy Ann, in kort? Kyk, wat ek vir mense sê, en mense dink mos nou altyd, ag ek wil die dokter toe gaan nie van ek wil nou daai 850 gaan spaar of daai 550 gaan spaar. Maar as jou liggaam vir jou sê iets is fout,
Ja. Gaan dokter toe. Ja. Geld kan jy weer kry. Jou lewe kan jy nie weer kry Dit nie. is so. Soos ek het geweet ek het 'n tekort aan yster. Die probleem met my tipe kanker is daar is nie regtig simptome nie. Almal se simptome verskil. My simptome was gewees ek het 'n tekort aan yster gehad wat nou later het ek anemiek geraak. Ek het 'n naarheid gehad. Ek kon nie verstaan hoekom is ek naar as ek melkprodukte eet nie. As ek so byvoorbeeld tee drink met melk en as ek roomys eet, dan het ek net daai naarheid en later het ek dit nou begin uitskakel. Ek kon nie ever eet nie. Dit het my nagemaak. So dit was my simptome en die een simptoom wat my baie bekommerd gemaak het is ek het die lae rugpyn gehad. So erg dat as ek op my maag gelê het dan kon ek nie regtig vir my omdraai nie. So het dit gepyn. So dit was my simptome. Ja. En ek het geweet iets is fout, maar nog steeds het ek die dokter toe gegaan. So as jy 'n tekort uit aan yster, neem maar jou supplements en gaan maar vir daai volle bloedcount toets. Is 'n duur toets maar dis al hoe jy kan bepaal of jy dit het of nie. Ek sê altyd prevention is better than cure, want as dit kan gekeer word in 'n vroeë stage, myne ongelukkig is in so 'n lae stage dat ek nou vir die res van my lewe moet ek maar nou op medikasie moet wees van dit is 'n ongeneesbare tipe kanker tot en met die medisyne met iets na vore kom wat nou sê okay hier is nou iets wat jy moet gebruik. En natuurlik die medikasie wat ek op het ook sy neeweffekte. So jy moet maar nou maar opweeg wil jy nou deel met die neeweffekte of wil jy maar nou wag en kyk of die kanker maar nou weer sy kop gaan uitsteek, verstaan jy? So ek sê maar altyd vir mense gaan dokter toe. Ja. En wees veilig. Want ek sê altyd, ons vrouens het mos daai gut feeling. Maar ek sê daai gut feeling is eintlik die Here wat met jou praat. So as jou liggaam vir jou sê, something is wrong, gaan vir jou check-up. Elke begin van die jaar gaan vir jou medical check-up, 'n full medical check-up. En vra vir jou dokter, as jy kan, ten minste een keer per jaar om 'n full blood count toets te doen, sodat hulle kan kyk wat is of daar iets is om oor bekommerd te wees. Ja, nee, dit is baie belangrik en soos ek ook vroeër genoem het verlede week in die episode met Ilse, ek tik ook my blokkies af elke jaar, dit is daai. En ook om te weet wat in jou familie ook aangaan, om jou familiegeskiedenis ook te weet wat daar aangaan, wat se siektes skuil daar, wat se kanker is daar, en soos Ilse ook genoem het, die genetiese, om dit ook te doen, en dit ook uit te vind met my eie dogter, haar kinders moet ook nou gaan, want dis ook 'n genetiese wat sy gehad het, so ek en my ander dogter moet ook gaan, so dis baie belangrik dat jy jou agtergrond ook ken, van familiegeskiedenisse ook, dis baie belangrik, en ook om na jouself te kyk, simptome te kyk, en jy ken mos jou eie liggaam. So baie dankie Judy Ann, dat jy jou storie met ons kom deel het. Judy Ann, wat ek vergeet het om te sê met Ilse, hulle gaan ook in ons 4de edisie van Women Who Has Gone Through the Fire, mense en hul stories, gaan hulle stories ook verskyn. So dan moenie vergeet nie, soos ek altyd vir sê, vertel jou vriende, vertel jou familie van mense en hul stories, gaan share dit, gaan like dit, gaan subscribe aan ons YouTube kanaal, Women After God's Own Heart, en moenie vergeet nie, gaan kyk ook daar op my TikTok blad, my Facebook blad, mense en hul stories, en daar sal jy al die video's kry, al die stories kry, wat jy nou al ooit gemis het, en gaan maak het reg, gaan loer daar, miskien is daar ietsie wat vir jou nodig is, wat jy nodig het om te hoor. So baie dankie Judy, en mag die Here jou ryklik seën, en moenie ophou om jou storie te vertel nie, soos ek sê, ons hou van stories, ons hou van mense se stories, en ons hou daarvan om mense se stories te deel, sodat jy wat daarna luister, kan inspirasie daar uitput, en ook kan weet, dat as sy dit kan gedoen het, of daardeur gegaan het, kan ek ook daardeur gaan. Van my Natasha Fick, geseënde dag verder. Moenie vergeet nie, stuur vir my 'n boodskap as jy baie graag van hierdie boeke wil hê, my dogter se boek A Mother's Love, en ook ons edisies van mense en hul stories, Women Who Has Gone Through the Fire. Mooi bly en die Here seën.